Die Here Jesus het geloof, het hy verduidelik, hy het gesê, jy moet geloof hê soos 'n mosterdsaad. En wat gebeur as 'n mens daai klein saadjie plant, daar begin daar 'n boom groei. Hy's nie onmiddellik daar nie, maar hy begin te groei. En hy word al groter, en hy word al groter, en hy word al groter. So mag jou longe al groter en al groter word tot volle kapasiteit. Die Here is in staat. Ons het vanmôre vir hom gebid, ons het die saad geplant en die Here sal laat groei. So kom ons eer die Here vanmôre en ons sê vir hom dankie. Ek wil sommer net so kort praat. Ek het nog nie iets vir die vaders nie, maar terwyl ek hier staan, besef ek dis is eintlik vir die vaders. Ons as vaders moet maar baie keer baie, kan ek 'n Engelse woord gebruik, hammering vat. En dat ons nie altyd iemand waar ons kan gaan kla nie. Die vrouens kan by ons kom kla en die kinders kan kla as die ander een iets aangedoen het. En so gaan dit mos nou maar in 'n huis. Maar ons het daar 'n plek waartoe ons kan gaan en dis na die Here toe. Hy is die ene wat ons help en ons wysheid gee hoe om elke situasie te hanteer. Partykeer is ons alleen, moet ons besluite neem wat nie maklik is nie. En ander kere, dan sê ons vrou moenie en dan wil ons nie luister nie en dan gaan ons nog altyd aan en dat ons daarna 'n bietjie moeilikheid, vra vir my, ek weet. So, kom ons gee vir die Here genade, ons vra vir die Here genade, dat hy ons sal help en vir ons genade gee. Nou moet al hierdie goed wat met ons gebeur, bou daar mos altyd so binne in jou sulke goed op. Word jy kwaad? Word jy ongelukkig? Hoekom? Kom die hoekoms en die waaroms? Hoekom moet dit nou met my gebeur? Hoekom? En dan lê jy mos nou in die nag, ek weet nie julle nie, sommer hier saans vroegmôre ruk ek al dood deesdae, so vroeg aand. Hier so by 9:30, 10, dan is my ligte uit en my water is af, als. Dan trek ek dood daar in die bed en dan hier 2 uur skrik ek wakker en as dit dink ek hoekom en waarom en wat van môre en wat van oormôre en hoe gaan ons nou die saak hanteer en wat gaan ons maak? Maar ek wil vir julle 'n gedeelte hier uit die Bybel uit lees in Filippense 3 vers 12 tot 15. Hy sê nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dat wat volmaak is, die Engelse Bybel sê daar mature. Dit is seker meer ten volle ontwikkel. Is 'n beter woord om te gebruik, dat ons dan almal wat daar ten volle ontwikkel is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit aan julle openbaar. Die duiwel het 'n manier wat hy met jou wil sokker speel. Veral hier in die nag, as jy nou so nie kan slaap nie, dan vertel hy nou vir jou 1000 stories, en dan begin redeneer jy met hom, en dan oorweldig hy jou, en dan weet jy nie wat om te doen nie. En dan staan jy in die môre op, en dan is jy nie lekker nie, en jy's knorrig, en jy's al hierdie goeters, wat jy nie moet wees nie. En hy maak hierdie ou vleeslikheid in jou, maak hy wakker. Maar Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 13, hy sê, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter, en hoop volkome op die genade, wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Omgord die lendene van jou verstand, maak dit vas met die woord. Begin doen wat die Here vir jou sê, en dan het jy niks om te vrees nie. Wees nugter en hoop volkome op die genade van die Here. Dis wanneer ons op onsself begin staat maak, wanneer al hierdie twyfel en al hierdie goed en al hierdie dinge gebeur, dan sukkel ons, want ons besef ons is nie in staat om dit te doen nie. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, hoop
volkome op die Here. Gee hom die kans in jou lewe en sit jou verwagting in hom. Dit is die tye wat jy kan wakker word, wat jy kan sê, Here, vanmôre lê ek my lewe in jou hande. Vanmôre gee ek dit weer ten volle aan jou oor. Die Bybel sê elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Vergeet die dag van gister. Paulus skryf, hy sê, een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Ek maak klaar daarmee en ek kyk uit vir die nuwe ding wat die Here gaan doen. Ek is verseker, die Here gaan vir ons iets groots doen, hulle wat op hom verwag. Vergeet die dinge, moenie laat dit jou rondjaag nie, die duiwel jaag jou met die verlede rond. Hy het mos 'n klomp as dit nou nie gebeur het nie, dan sal dit nie gebeur het nie. Ek maak gister daar vuur by die huis om 'n dingetjie te braai en die vorige aand het ek ook 'n vuurtjie gemaak, maar nou nie so 'n groot vuurtjie nie, want ek het 'n stukkie snoek aangebraai en jy nie so baie kolle nodig nie. Nou kyk ek nou moet ek die vuur skoonmaak, ek dink ag nee, wat ek gaan nou met die as so een kant krap. En dan maak ek die kant vuur en as ek nou klaar die ander goed vir dag gebraai het en as alles is koud, dan sal ek skoonmaak. En het daai bietjie as my nou gelaat sukkel. Het ek nie te veel onder die pot kole laat hy brand nie, dat ek weer 'n klomp dooie as wat hy wil werk hê. Ek sukkel om alles reg te kry. Plaas laat ek die besigheid skoon maak, van voor af begin, net daai bietjie moeite doen, maar ek doen dit nie. Vergeet die dinge wat agter is. Maak skoon die vuurherd. Elke môre as jy opstaan, maak ek skoon. Ek begin met 'n nuwe dag. Ek begin met 'n nuwe lewe. Ek begin met 'n nuwe verwagting. As die vorige een nie gewerk het nie, dan sê ek vir hom, "Hey, ek is klaar met jou." Nou is hy net groter hierdie verwagting in die Here. Nou gaan ek vorentoe. Nou gaan ek 'n nuwe vuur maak en ek gaan 'n nuwe ding braai en hy gaan beter wees as die vorige ene. Staan op, vergeet die dinge agter en gaan vorentoe en sit jou hart op die Here. Petrus skryf, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam. Een van die dinge wat jy jou verstand mee kan omgord, sterk maak, laat daar nie verkeerde goed inkom nie, is om nugter te wees en waaksaam te wees. Hy kom so subtiel in, hy's mos 'n lenaar. Hy's mos 'n, kyk as hy jou kan net deur mekaar gekrap het, dan vat hy sy goed en hy loop. Hy sit hier 'n ding in jou kop. As. En daar as jy aan mekaar en hy's lankal weg met 'n nuwe vuur op 'n ander plek. Ek wil vanmôre sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy vat 'n klein dingetjie, dan maak hy hom groot. Hy vat iets wat niks is nie, en dan bou hy hom hier in jou binneste tot 'n verskriklike ding wat jou bevrees, wat jou bang maak, en jy word bekommerd, en jy weet nie links of regs nie. Moenie laat hy dit doen nie. Hy sê, hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof. Standvastig, as hy by my kom, dan sê ek vir hom, kyk hier, vat jou goed en loop jou lenaar. Sê vir my, ja, maar jy is nie goed genoeg nie. Sê ek weet dit lankal nadat voor jy dit vir my gesê het, want ek het die Here Jesus aangeneem, omdat ek weet, ek kan dit nie doen nie. Sal hy my help? Sal ek oorwinning kry? Het ek niks om te vrees nie, want hy is met my. Moenie toelaat dat hy jou kop deurmekaar krap nie. Hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding aan julle opgelê word en ook aan julle ander broeders in die wêreld. So hy hou nie ooit daarmee op nie, hy hou aan en hy hou aan en hy hou aan en hy doen sy bes om ons onder te kry, hy doen sy bes om ons te vernietig, hy doen sy bes om ons van die Here af weg te kry en hy kom met allerhande slim stories en goed. Maak die vuur skoon, begin voor en sê, Here, ek kom sodat u naam verheerlik kan word. Moenie laat die duiwel jou vang nie. Moet wie waarmee vang hy ons? Moet baie eenvoudige goed. Hy vang ons, 1 Johannes 2:16, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë,
Die grootsheid van die lewe is nie uit Vader nie, maar as uit die wêreld. Hy kom maak ons bekommerd oor hierdie goed. Hy kom en vertel vir ons, jy's nie so sleg partykeer soos wat jy dink nie, man. En dan wil hy jou weer, want kyk, as hy jou nie kan agteroorstoot en vir jou sê hoe sleg hy is, hy probeer hy jou vertel hoe goed hy is, dan stoot hy jou weer vooroor. Wees nugter. Gee God kans. Sê, Here, hier is my lewe. Help my uit al hierdie ellende en kom gee vir my genade en ek staan vanmôre op met 'n nuwe verwagting in my hart en ek stap my pad vorentoe. Vergeet wat agter is. Vergeet wat ander aan jou gedoen het. Ek het so 'n paar goed geskryf hier. Vergeet wat ander mense aan jou gedoen het. Maak klaar daarmee. Dit help nie jy is in top daaroor nie. Dit gaan nie help nie. Jy krap nou net as hier in die lewendige vuur en nou net is die vuur dood want dis as, dis nie meer hout wat kan brand nie. Maak klaar daarmee. Vergeet hoe goed dit met jou gegaan het. Dit kan ook 'n probleem wees. Ja, maar as ek nou nie dit gedoen het, sal hierdie wonderlike ding wat ek gehaat het nou nie tot niet gewees het nie. Vergeet dit. Dis God se plan in jou lewe. Hy het jou hierdeur gestuur en kom ek sê vir jou, die Here kan vir jou beter sorg as wat alle geld in die wêreld vir jou kan sorg. Die Here kan vir jou beter sorg as wat alle mense vir jou kan sorg. Die Here kan vir jou beter sorg as wat die beste werk wat daar is vir jou kan sorg, want hy maak vir jou 'n weg in die woestyn. Hy dek 'n tafel in die woestyn. Hy maak vir ons 'n weg en hy gee ons oorwinning en ons het niks om te vrees nie. Vergeet hoe swaar dit met jou gegaan het. Ek en my vrou praat baie daaroor. Ek het al vir haar gesê ek, man, weet jy, as ek nou daai jare nie ook so hier weggegaan het en net alles gelos het en weggegee het nie, waar was ek al vandag gewees? Al op sit en dink ek so 'n bietjie, nou net dink ek, hoekom het ek dit nou gedoen? Nou net as ek hier in 'n vreeslike worstelstryd hier in my binneste en ek weet nie waarheen nie en ek weet nie wat nie. Vergeet die swaar wat jy gehad het. Die Here het daarmee 'n plan gehad om iets in jou hart te bewerk, om jou vertroue op hom te sit. Vergeet die goed, maak klaar daarmee. Vergeet die dinge wat agter is. Die beste lê nog vir jou voor. Weet jy dit? Nie maar ek is al te oud, sê wie? Wat is daai ou man hierdie Kentucky op 83 het hy daai resep begin. Nou hy is lankal dood, maar hy gee baie mense kos na die tyd. Moet die konsep wat hy begin het. Vergeet wat agter is. Die Here het vir jou die beste nog voor en die heel beste wat vir jou voor lê is sy koninkryk, is sy oorwinning. Ons leef in 'n baie gevaarlike tyd in die Christendom. Daar's 'n klomp mense, ek nou die dag het ek iets geskryf oor ons beste tyd gaan saam met Christus in die hemel wees. Toe skryf 'n ou vriend van my terug vir my WhatsApp by vir my. Hy sê vir my, "Jong, waarmee is jy besig? Glo jy nog aan die ou goed dat 'n mens hemel toe gaan? Hier op aarde moet ons die verandering bring. Man, as hierdie die hemel moet wees, dan wil ek nie so toe gaan nie, al gaan dit met my hoe goed. 'n Ou goeie huisie en 'n ou lekker kar, as dit die hemel is, ag asseblief, dan is dit nie die hemel nie. Of 'n plek waartoe jy kan vlieg en gaan kyk wat mooi is. Ek stel nie daaraan belang nie. God het vir ons die beste voorberei. Dis waartoe ek op pad is, na die koninkryk van die Here, met al sy glorie en met al sy heerlikheid. En daarom sal ek die pad met oorwinning stap, want die Here wag vir my met alle heerlikheid wat hy vir ons gegee het. Ek het nou die dag by die begrafnis vir die mense gesê, ek het nou 2 begrafnisse gehou agter mekaar, 2 naweke. En dan besef 'n mens die realiteit van die lewe. Dan besef jy waaroor die lewe gaan. Dan besef jy, Boeta, jy dink nog vandag jy is so sterk en jy kan nog alles doen, en môre al lê jy binne in die lug, as dit verby, dan moet jy God ontmoet, dan moet jy voor hom gaan staan. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 4:16, daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan die uiterlike mens, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Tjoe, elke dag, hierdie dag na dag vernuwe, is die uitkyk van 'n volwasse Christen. Hy kyk nie na hier nie, hy kyk van wat wag. Terwyl ek hier is, maak ek 'n verskil en die Here seën my, sodat ek kan seën. Iemand het eendag geskryf, as die Here jou seën,
Moenie jou lewenstyl verbeter nie. Gee dit wat jy gee, verbeter dit in die wêreld, in die koninkryk, sodat die heerlikheid van God verheerlik kan word, sodat ons vir mense kan wys wie is Christus, sodat ons Christus kan leef en hy sal net vir ons deure oopmaak, een na die ander. 2 Korintiërs 4:17. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Dis vir my, jy sê dit so, ek weet nie wat die Engels sal seker nog beter dit sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Dit wat vir ons wag, sê die Bybel, het nog nie in ons harte opgekom nie. Dit wat God weggelê het vir hulle wat hom liefhet. Johannes skryf, ons gaan wees soos hy is. Ons gaan saam met hom skep. Ons gaan saam met hom heers. Ons gaan saam met hom konings en priesters van ons God wees. Ons gaan uitgaan en ons gaan ervaar en ons gaan die heerlikheid van die Here hê soos nog nooit tevore nie. Jy gaan 'n nuwe liggaam hê. Hierdie ou liggaam wat onderworpe is aan moeg word en siek word, gaan nie meer daar wees nie, want jy gaan uit hom uitgaan en jy gaan 'n verheerlikte liggaam kry en jy gaan saam met Christus wees en jy gaan daar gaan nie eers karre wees nie. Jy hoef nie nou 'n vinnige V6 twin turbo wat alles te gaan koop nie, want jy gaan beweeg soos die spoed van lig. Net so gaan jy wees van een plek na die ander. Daar wag vir hulle wat bereid is om die ou lewe neer te lê en op Christus te fokus. Wag daar 'n lewe van oorvloed en heerlikheid. Hy sê omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ewigheid van God in die hemel. Daar was 'n ou in die Kolossense gemeente. Luister wat bid hy vir die Kolossense gemeente. Kolossense 4 vers 12. Sy naam was Epaphras. Hy sê Epaphras, wat een van hulle is, 'n diensknegt van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak, ander woorde daar is volwasse, en volkome, ten volle ontwikkel, mag staan in die ganse wil van God. Laat ons volkome en volmaak kan staan in die ganse wil van God. Volwasse mense, laat hulle nie rondja deur alles wat om hulle gebeur nie. Hulle stap hulle pad. Hulle doen hulle ding. Hulle gaan aan met hulle lewe. Hulle staan elke môre op en hulle gooi die ou as af en hulle pak nuwe hout op en hulle begin met 'n nuwe ding in hulle lewe en hulle sê Here, ons wag op U. Ons wag dat die Here sy seën op my uitstort op hierdie dag en ek gaan aan met my lewe. Ek het hier geskrywe, jou volwassenheid kan gesien word in hoe jy 'n krisis hanteer. Dink 'n bietjie daaraan. Baie ouens, ook Engels, freak heeltemal uit. Hulle raak heeltemal oorboord as 'n krisis hulle tref. Jou standvastigheid in die Here sal jou deurvat tot ander kant. Ek onthou, toe hulle vir my gesê het van Daniel, toe hulle gesê, dokter vir my sê, ons kan niks meer doen nie, maar ons gaan ietsie probeer. Toe sê ek, dokter, doen jy wat jy moet doen. Ek sal die knieë werk doen, want ek sal op my God vertrou. Baie mense kom, daar's begrippe wat ons moet kry. Weet julle wie's die geneesheer? Die Here is die geneesheer. Nie 'n mens nie. Die Here is die geneesheer. Fokus op hom. Bid na hom toe en hy sal die regte mense jou pad langs stuur. Hy sal die regte dokter jou pad langs stuur. Hy sal die regte een jou pad langs stuur om jou te help om oorwinning te behaal. Maar fokus jou oë op die Here. As jy dit doen, het jy niks om te vrees nie. Die Here sal jou help. 'n ou het weer geskrywe, die hoogste sport wat jy in Christus kan bereik is om 'n diensknegt te wees. Vat Jesus 'n voorbeeld. Hy het kom dien. Hy het kom sterf.
Hy het probeer, of hy het nie probeer nie, hy het gekom om die sonde van hierdie wêreld weg te neem en ons oorwinning te gee. En op 'n manier het hy jou pad gekruis en het jy by hom saam met hom gekom in hierdie voorreg om kind van God te wees. En ons het 'n Vader wat ons glad nie oor hoef te vrees nie, want hy's 'n liefdevolle, genadige, goeie Vader wat sy gees op ons wil uitstort en sy lewe en sy oorvloed. Dis nie hy wat verander nie, dis ons wat verander. Sy liefde vir ons het nog nooit verander nie. Dit bly altyd dieselfde. Dis ons wat ons gesindheid teenoor hom verander. Dis ons wat moet gister en eergister hier by hom kom, dan weet hy nie eers daarvan nie. Een ou het vertel, hy het 'n vreeslike fout gemaak, hy dien die Here en hy het 'n sonde gedoen. En hy gaan na die Here toe sê, die Here vergewe hom. Hy sê en sy hart is skoon en hy's dankbaar vir die Here. Hy sê dankie Here vir dit wat jy vir my gedoen het. En jare daarna, toe maak die man weer dieselfde fout. En hy's in 'n verskriklike toestand en die duiwel sê vir hom, jy's sleg. En die Here sal nie nou meer in jou belang stel nie. Kyk wat het jy nou aangevang. En hoe sal hy jou weer vergewe? En hy gaan op die ou end moet sy bekommernisse, want die Here sê werp julle bekommernisse op my. Gaan hy na die Here toe. Hy sê Here, hier ek het weer dieselfde ding gedoen. En die Here sê vir hom, wat het jy gedoen? Hy sê Here, ek het mos vergifnis gevra daai tyd en u het my vergewe. Hy sê ek weet nie eers daarvan nie, want ek het jou vergewe. Want as hy ons vergewe het en moet sy bloed weggewas het, is dit weg. Kom na die Here toe. Vergeet die dinge wat agter is. Strek jou uit na wat voor is en sê Here, help my, gee my genade, haal my hier uit sodat ek weer in blydskap voor u kan wandel en saam met u in heerlikheid wees. Want jy sien, ons probleem is ons kyk mense en ons kyk konings en ons kyk landsleiers, wat is hulle nou, presidente, en ons kyk sulke goed, in plaas van laat ons doen wat die Bybel sê, Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen bose geeste in die lig. Begin identifiseer daai gees wat met jou besig is. Begin hom identifiseer. Weet jy wat? Hy kom spring baie keer op jou vrou se skouer en dan vat hy jou aan. Ek dink jy nou, hoe die vrou nou vandag so? Dan is dit hy wat haar so 'n bietjie aangepor het, want sy is ook maar net mens. Of hy spring op jou skouer en jy klim op die vrou af en as jy wegstap, dan dink jy, wat 'n simpel ding het ek nou weer gedoen? Dis 'n gees. En as ek daar is, dan weet my vrou, sy moet bid vir my. Dan bid sy ernstig vir my. As ek sien my vrou begin ernstig bid, dan weet ek het nou 'n fout gemaak. Ek bly maar net stil. Dis die beste. Ek het eers vriendelik geraas, toe sien ek nie, leë blikke raas. Toe ek maar net begin stil bly, en so kom die Here, en hy kom gee ons genade, en hy kom help ons, en ons vergeet die goed wat gebeur het, en ons sit 'n nuwe lewe voor ons, en ons gaan aan met ons lewe. Dit is baie maklik om die verkeerde te onderskei, baie maklik. Wanneer tree ek verkeerd op? Sommige moet 'n eenvoudige skrif in die Bybel. Hy sê Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Wat kom die dief? Hy saai tweedrag. Hy kom sit hier 'n ding tussen julle in. Hy kom maak vriende kwaad van mekaar, dan voel hy op sy beste. En as daai ding kom, dan besef jy, dis nie die vriend wat dit gedoen het nie. Hy word nou weer aangevuur deur 'n verkeerde een. Dan bid jy vir hom. Dan sê jy, Here, help hom. Here, gee hom genade. Here, help hom dat hy kan sien. Draai om en loop. Doen net iets. Môre kom jy weer terug en jy sal uitvind dat God se gees het in sy hart gewerk, want Jesus het gekom sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Want daar is net een volmaakte, en dis Jesus Christus. Ons is nie volmaak nie. Dis hoekom jy elke môre daai klomp as moet afkrap van die vorige dag in 'n nuwe vuur maak, sodat jy kan
nuwe dinge van die Here ontvang, sodat jy kan nuwe seën ontvang, sodat die heerlikheid van die Here jou met sy liefde en sy oorvloed en sy genade kan vul. Ek lees hierdie hele weke nou, lees ek in Job. Ek het so 'n Bybelleesprogram, nou lees ek vir Job, en dan moet ek sommer weer bo begin lees, want dat ek al verloor. Want arme ou Job het ook maar 'n klomp na ons gesit te praat daar in sy swaar kry, en sy vriende hom, en hy moet sy vriende, en so het hulle mekaar aangevat, gaan lees hy heilige Job. Dis nogal 'n interessante gedeelte. En ek lees nou die môre die tweede laaste vers en die laaste vers in Job. Ene man, en ek het die hele Job gelees, dat ek hierdie laaste vers moet raak sien. Vers 16 van Job 42 sê, en Job het daarna 140 jaar lank gelewe. En hy het sy kinders en sy kleinkinders gesien, 4 geslagte. En Job het gesterwe, oud en afgeleef. So na sy krisis, moes hy ook maar baie goed afkrap, van die vuurherd af. Baie van die as moes hy afkrap. En hy het nog 140 jaar gelewe. En so 'n paar verse hiervoor dit gaan lees, dit sê die Bybel, ek het hom van hoorsê geken, maar nou ken ek hom van aangesig tot aangesig. Nou weet ek wie is die Here. Nou vir die eerste keer besef ek wie God is. Ek wil vanmôre met hierdie vers wil ek op jou hart druk, maar een ding, vergeet die dinge wat agter is en strek jou uit na wat voor is. En jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Paulus sê, die verse voor dit sê, ek sê nie al dat ek dit het nie. Hy sê, maar ek jaag daarna. Ek gaan daarvoor. Ek beweeg in daai rigting. Ek maak klaar moet agter is en ek gaan vorentoe, want ek weet die beste lê nog voor. Toe hy tronk gesit is en sy rug gestukkend geslaan en hy's vasgeboei, wonder ek wat het die duiwel vir hom vertel. Jy verkondig Christus, kyk waar sit jy nou hier, dis in die kwaaddoeners. Jy is ook eintlik maar 'n kwaaddoener, dis hoekom jy sit nou die Here jou gelos. Die duiwel lieg nog so, toe begin skud daai tronk. Toe begin val die boeie van hulle hande af. En toe staan hulle daar op in oorwinning. En die ou wag wil hom doodmaak. Hy sê, wow, moenie vir jou doodmaak, die bekeer hom. En wie dan sê die Bybel het van almal afgeval. En dit is interessant, as jy dit nog gaan lees, sê jy daar sien, hy sê, laat niemand het weggekom daar nie, almal het nog daar gebly, al het hulle boeie losgekom, want God was met hulle. Hy het hulle bewaar, en die ou tronkbewaarder het die Here ontmoet, sy lewe is verander, en hy het daar weggestap in oorwinning, en hy het die heerlikheid van God in sy lewe ervaar, hy en sy hele huisgesin. Dawid het ook maar sy moeilikheid gehad saam met sy oorwinning. Is gewoonlik na oorwinning wat die moeilikheid kom. Want dan is ons nie meer so ons kanse is 'n bietjie af. Dit was nou 'n high-class mannetjie. En dan waak ons nie so goed nie. Nou daai man, Dawid, toe sing die mense, Dawid, die vrouens sê die Bybel het gesing, Saul het sy 1000e verslaan, maar Dawid sy 10.000e, en Saul word toe kwaad, en hy wil hierdie man doodmaak, en hy kom waar hy agter in die grot is, en Saul kom slaap voor, so jag hom nou, soos mense dier jag, en die nag word hy wakker, en sy een diensknegt sê vir hom, nou die Here om in jou hande gegee om hom dood te maak, toe sê hy, sal ek ooit die gesalfde van die Here aanraak? Ek sal dit nie doen nie. Ek wil nog gaan kyk wat ek het nie, maar ek dink hy het daai ding op die ou en doodgemaak en gesê, jy raak nie die gesalfde van die Here aan nie. En toe sny hy mos net 'n stukkie van sy slip af en sulke, en hy vat nog iets daar en hy gaan staan die volgende môre en hy sê, koning Saul, hier, kyk hier wat het ek kon jou doodgemaak het, maar kyk hier wat het ek van jou, ek kom in vrede. Die moeilikheid het hom ook agtervolg, maar hy vergeet die dinge wat agter is. Hy gaan vorentoe, hy gaan net aan, want hy weet die beste lê nog vir hom voor, en hy gaan hom nie steur aan hierdie goed wat hom jag nie, hy gaan hom nie steur aan hierdie klomp as hierso nie, hy maak skoon sy lewe, en hy begin nuut met 'n nuwe ding, en hy gaan aan. Ou Petrus het die malga se oor afgekap in die tuin.
Toe hulle sê hulle gaan Jesus kruisig, toe kap hy sy oor af. Toe sê die Here Jesus, ons is nie van daai gees nie. En hy tel sy oor op en hy sit hom weer aan. En hulle vat hom oor en hulle lei hom na die tuin van Eden. Daar waar hy geslaan is en gemartel is. Moenie bekommerd wees as dit met jou moeilik gaan nie. Vergeet elke môre wat agter is. Daai moeilike dag, sit hom agter jou. En vat 'n nuwe dag. En sê, Here, vanmôre sit ek nuwe hout op. Ek maak 'n nuwe vuur. En ek wag vir u heerlikheid om op my neer te daal. Vergeet die dinge wat agter is. Strek jou uit na wat voor is. Die beste lê nog vir jou voor. Die Here het die beste vir jou gegee. Jy het nie nodig om te vrees nie. Soveel bewyse in die Bybel, ons kan hulle een na die ander vat. Die beste lê nog vir ons voor. Ek wil vir julle vaders vanmôre sê, die beste lê nog vir jou voor. Mooier as wat jy ooit kan dink. Wonderliker as wat jy ooit kan dink. Jy gaan nog met blydskap en oorwinning uitstap en sê die Here het vir my voorsien en hy sal. Kom ons staan vanmôre. En ons sê Here, ek maak vanmôre maak ek 'n ou vuurherd skoon. En ek kyk uit wat vir my voor lê. En van hierdie dag af gaan ek elke môre 'n nuwe vuur maak op 'n skoon altaar. Gaan ek hom brandsteek en sê Here, hier is ek sodat u heerlikheid in my hart kan brand. Ek bid dit in Jesus naam. Here, by u is alle dinge moontlik. As u vanmôre mense sit met moeilikheid in hulle lewe, bid ek Here dat u hulle sal losmaak daarvan. Dat hulle sal vorentoe stap, dat hulle sal uitkom uit hierdie gees wat hulle probeer vasbind, breek ek in die naam van Jesus. En ek spreek nuwe lewe, nuwe heerlikheid, nuwe oorwinning oor hulle uit. U sal ons oplig. Die Bybel sê ons sal opvaar met vleuels soos arende. Ons sal opvaar in die heerlikheid van die Here en die mensdom sal sien dat Jesus leef en hy het opgestaan. En ons weet die beste lê nog vir ons voor, want ons het 'n goeie, 'n genadige en 'n barmhartige God. Dankie vir u guns, Here. Dankie vir u oorvloed en dankie vir u seën en dankie dat ons op u kan vertrou. En dankie dat ons in die beste tyd leef wat daar ooit was. Die beste tyd wat daar ooit was. Prys die Here. U het vir ons mooi dinge in stoor. Ons gaan u heerlikheid sien. Ons gaan die uitstorting van die Gees sien soos nog nooit tevore nie. Ons gaan die redding van siele sien soos nog nooit tevore nie. Ons gaan die oorwinning van die Here ervaar soos nog nooit tevore nie, want u het vir ons die beste. Maar help ons dat ons sal klaarmaak met die verlede. Ons het 'n karring nog daar, dat u al lankal gekom. Ons los dit agter vanmôre en ons stap uit in 'n nuwe lewe met 'n nuwe verwagting en 'n nuwe oorwinning in die naam van Jesus. En ons sê vir u dankie daarvoor. Amen. Prys die Here. Ja, hier is die man reg.